Die Afrikaanse Handelsinstituut en Afrisake vrees dat nuwe grondeise beleggers kan afskrik, veral in die sakesektor, die mynbedryf en die landbou. Eerstens, waar gaan die geld vandaan kom om dit te finansier? Tweedens gaan dit na ons mening tot duplikasie lei. Want jy kan nie 'n nuwe eis op 'n bestaande eis instel nie, want dit lei tot verwarring. En dan derdens gaan dit ook tot onbestendigheid in die kommersiële landbousektor lei en ook 'n impak het op beleggingssekerheid. Van der Rede sê as kommersiële boere deur die proses geraak word, het dit weer 'n negatiewe impak op voedselsekerheid. Hy sê daar is alternatiewe grond wat vir grondeise oorweeg kan word. Ons ook moet gaan kyk na die hoeveelheid gronde wat in besit is van sendingkerke, gronde wat in besit is van chiefs en ook gronde wat in besit is van munisipaliteite en van die staat. Daardie grond lê op hierdie oomblik onbenut en dit moet op groter skaal beskikbaar gestel word aan opkomende boere. Afrisake gaan in November 'n verslag bekendstel oor die bedreiging van eiendomsreg in Suid-Afrika. Die organisasie se uitvoerende hoof Cornelius Jansen van Rensburg sê met die verslag wil hulle internasionale beleggers, ambassades en plaaslike sakelui bewus maak van die gevolge wat die nuwe grondeise vir die ekonomie inhou. Gerard Pretorius, E-nuus, Johannesburg.